U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. As ons die Bybel sal oop het, kom ons raak net vir 'n oomblik stil en kom ons vra ook vir die Here om ons oë te kom oopmaak. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons weer vir 'n oomblik kan stil raak rondom U woord. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om hierdie week besig te wees met alles die dinge aangaande U Gees en die werking van U Gees en die grootheid in ons absolute nood daaraan in ons lewens. Dankie dat ons weer kan aangaan en weer kan vasvat en kan praat vanoggend daaroor en ons vra o Gees van God. U is die enigste een wat kan oë oopmaak. Dat U sal kom en hierdie woord van U deur U krag en met U vuur sal aansteek. Tot verandering en verryking van ons lewens en tot verheerliking van U groot naam. Amen. Ons het nou die week die voorreg gehad om stil te staan, nou nie die tipiese praatjie oor die Heilige Gees nie, dit was nie vir ons om 'n sistematiese teologie oor die Heilige Gees te wees nie, ons het geraak en gepraat aan dinge wat ek belangrik is vir die uur waarin ons in lewe, om te vas te maak, te herinner en weer net na te kyk. As jy dit dalk gemis het, dit is op ons webwerf beskikbaar en die week wat kom sal ons die video's ook reg hê dat dit ook in videoformaat dan beskikbaar sal wees. Maar kom ons gaan 'n bietjie aan vanoggend. Ek wil begin vasmaak en dan weer aangaan net met die woorde wat in vers 18 vir ons staan in Efesiërs 5. Hy sê so, en ek gaan die 2020 se vertaling gebruik want dis nader aan die bedoeling wat daar is. Hy sê word vervul deur die Heilige Gees. 'n doodeenvoudige opdrag wat aan ons gegee word. Dis deel van die kind van die Here se lewe, dis 'n opdrag aan ons lewe, dis nie iets wat ek langs die pad kan vat nie, dis nie iets waaroor ek besluit, is dit vir my of is dit nie vir my nie, dis 'n doodgewone opdrag, dit is vir jou. Kind van die Here word vervul met die Heilige Gees. En mense nou dink in jouself dat dit 'n gegewe is vir kinders van die Here. Dat as hy 'n Christen is, hy vervul met die Heilige Gees. Tot jy begin praat en begin met Christene werk en agterkom dat vir baie van hulle is die tema oor die Heilige Gees 'n baie duistere saak. Dat daar geen aandag aan gegee word nie of hulle kan nooit getuig daarvan nie, geen ervaring daaroor en daar meer nie. Iets wat plain algemeen moet wees in elke kind van die Here se lewe is onderbreek totaal. Ons het gepraat in die week oor die gevaar om te beweeg op jou eie intellek, jou eie vermoëns. Jou Christendom op jou manier, volgens jou denke en jou terme. En die absolute mislukking daarvan, dat jy 'n mislukte Christen is, as jy op daai terrein beweeg. Want ons kan net op een terrein beweeg en dis die terrein van die Heilige Gees. En daarom die woorde weer word vervul. Daar skryf hy oor, almost all Christians want to be full of the Spirit, but only a few want to be filled with the Spirit. En ek vat dit as 'n tema wat ons vanoggend ook maar gaan praat oor, en die belangrikheid daarvan, maar dit is soos baie dinge in ons lewens, né? Ons wil baie dinge klaar hê, maar ons wil nie die werk doen en die werk deursit en die werk aangaan om dit te doen nie. Mens sien dat as mense na terapie toe gaan of berading toe gaan, dan soek hy kitsoplossing. Ek wil die finale produk nou hê. Maar dit werk nie so nie. Word vervul met die Heilige Gees. Laat die Gees julle vervul. Daar is 'n proses, daar is 'n pad wat gestap moet word. Dis nie 'n oomblik en as ek dan die einde van my pad van heiligmaking en ek het alles bereik nie. Paulus het self gesê in Filippense, ek sê nie dat ek alles bereik het nie, maar ek het 'n doel voor oë en as 'n strewe voor oë en dis waarna toe reik ook, is om hierdie man van God te wees met 'n geesvervulde lewe. Maar hoe kan mens gevul wees met die Heilige Gees as jy hom nog nooit ervaar nie? Baie mense kan die vraag vra, maar hoe moet ek weet? Wat is die ervaring? Hoe weet ek wat dit is en hoe ervaar ek dit?
En saam met dit vra baie ouens, maar is dit moontlik? Kan ek regtig gevul wees met die Heilige Gees? En die beginpunt is dat ons moet glo. Dat dit wat die Here vir ons hier sê het, 'n opdrag is, omdat dit iets is vir elke kind van die Here. Ek wil vir jou vra voordat ons aangaan en gaan praat daaroor, en ek wil die gedagte by jou los, en ons kom nou weer by die vraag, dink jy kan gevul wees met die Heilige Gees? Dink jy dit hoort so? En dieper af en te vra, dink jy dat jy nodig het om gevul te wees met die Heilige Gees? Jy sien, dit is weer 'n hele ander vraag nie waar nie. Ons het die week, en ek gaan nie vanoggend daarby stil gestaan nie, dat daar te veel mense in die kerk is, wat gaan op hulle eie idee, hulle eie verstaan, hulle eie intellek. Maar die terrein van die Gees is nie die terrein van die intellek nie. Te veel is baie tevrede met hulle self en dink nie in hulle self dat hulle werklik die Heilige Gees nodig het nie. En hulle Christendom wys dit. Daarso gaan aan en hy praat oor die kerk. Hy sê, church can have a light only as it's full of the Spirit. And it can be only full as its members that compose of it are filled individually. Die kerk van die Gees kan die lig van hierdie waarheid, die Gees van die waarheid, net insien in die mate wat hulle gevul is met die Heilige Gees. Nou weet ons, die kerk gebou word nie gevul met die Heilige Gees nie, maar die individue wat hier sit, in die mate wat hulle gevul is. En daarom kry jy dat daar in kerke is wat net in totale duisternis is. Wat nie sien is, as die pad van die kerk die pad buister geraak het nie. Die kerk is nie gevul nie, die individu is nie gevul met die Heilige Gees nie. Hulle soek nie na hom, hulle soek nie na sy lig en na sy waarheid nie. Maar wanneer die gemeente begin, elkeen van ons gevul wees met die Heilige Gees, en ons kom saam gevul met die Heilige Gees, dan is dit 'n hele ander ervaring binne 'n gemeente. Dan begin ons ervaar, wat beteken gemeente wees? Dat daar lewe is. Dat dit nie net prediking is nie, maar dat die Gees hier kom om my te verlig en die lig te bring. En so word die samekoms van die gemeente heeltemal iets anderste. Dis die rede vir die toekoms, die toestand van ons kerk vandag. Kom hy lyk soos hy lyk. Ons het gepraat en genoem van vleeslike Christene. En die probleem is dat vleeslike Christene die kerk vul. In die kerk bestuur. In plaas van mense wat die Gees het. En daarom dat kerke in verskillende rigtings loop, in dieselfde rigting loop, en van die wat die Gees van God het, loop dieselfde pad as die Gees van God. Word gevul met die Heilige Gees. Is die opdrag wat ons het. Ons kry dit, ons gaan saam met dit na Handelinge 1 toe, in die begin van Handelinge, waar die Here Jesus by sy disippels bykom, nadat hy uit die dood opgewek is, en dan sê Handelinge 1 vers 4, terwyl hulle keer saam met hom aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. En hy sê dit baie pertinent van hulle, voor hulle uit mekaar uitspad, voor hulle dink hulle kan met 'n bediening begin en die koninkryk gaan God verkondig, wag op die gawe van die Gees. Want dis die begin van 'n nuwe bedeling. Pinkster is nie vir ons 'n klein saak nie. Pinkster is die aanbreek en die viering van die aanbreek van 'n nuwe bedeling. Die Bybel praat van ons lewe nou in die bedeling van die Gees. Ons kan nie voortgaan nie, ons kan nie aangaan nie, ons kan hierdie werk nie uit onsself doen nie. En hy begin dan met die apostels om vir hulle te praat, julle kan nie aangaan met hierdie koninkryk en die werk, as julle in die Gees begin het nie. En dan ken ons natuurlik vers 8 wat daar sê, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, julle sal my getuie wees in Jerusalem, julle Judea, Samaria tot in uithoeke van die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer my Gees oor julle kom en julle sal my getuies gee. Hier het ons hier twee dinge wat belangrik is, die krag, die woord wat daar gebruik word, dynamis, die woord wat ons dynamiet van kry, die krag van die kerk, die krag van die gelowige, die volle drie-enige God se krag teenwoordig in my, as die Heilige Gees oor julle kom.
En het is belangrik om te let daarop, dat die woord krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie van mekaar geskei kan word nie. Ek het nie die Heilige Gees sonder die krag van die Heilige Gees nie, ek het nie die krag van die Heilige Gees sonder die Heilige Gees nie. Dis saam met hom is 'n pakket wat gegee word. God in my. Die volheid van God, as ek julle kan herinner waar ons gepraat is ook in die week, die volheid van God in my, hierdie krag. Nou hierdie krag wat hy vir ons gee, en dis deel van die tema van die hele week, en die noodsaaklikheid, het ons nodig om hierdie getuies te wees, om arbeiders in hierdie koninkryk te wees. Te veel sendlinge, en te veel mense het in hulle eie vermoë, hulle eie krag, probeer uitgereik, na wêreld toe buite hulle, en met baie, baie groot mislukking. Daar is baie getuienis wat ek gehoor het van ouens wat sendingveld toe gegaan het en sy eie denk en sterktes in die been teruggekom het. Inteendeel baie keer met baie skade, selfs verlies aan gesinne en gesinslede. As ek die stem van die Here wil hoor en ek wil in sy koninkryk beweeg en effek hê in sy koninkryk, waar jy ook al beweeg, het ek hierdie krag nodig. Hierdie verligtende krag, het ek hom nodig. Geen Christen kan die effek hê in hierdie wêreld sonder hierdie krag nie. Geen prediking kan dit hê sonder hierdie krag nie. Maar hierdie krag moet onthou 'n paar dinge wat belangrik is, en ek vat dit weer saam. Hierdie krag is 'n goddelike krag, met ander woorde, dis voldoende krag. Dis genoegsaam vir wat ek ooit nodig sal hê. Daar is meer krag aan my beskikbaar as wat ek ooit nodig gaan hê, en die Gees gee vir my in die mate wat ek nodig het, wanneer ek dit nodig het. En daarom moet ek glo en daarom moet ek vertrou. Ons voel baie keer by onsself, ek sien nie kans hiervoor nie, ek dink nie ek het krag hiervoor nie. Maar in geloof en gehoorsaamheid beweeg ons aan, en ons is gehoorsaam in ons taak, en wanneer ek in my taak is, dan is die krag daar. Ek kan vir julle hoeveel keer getuig in my eie lewe, waar ek gevoel, maar Here, ek het nie krag hiervoor nie, ek het nie die energie hiervoor nie, ek het nie wat ook al hiervoor nie, maar jy het gesê ek doen, en jy staan op en jy doen. Ek het dit by my pa al geleer as 'n jong gelowige. Ek het so huis groot geword. Weet in die voorreg om onder 'n man van God groot te word, is dat jy neem nie net waar sy teologie en sy lering nie, jy neem waar sy persoon en verhouding met die Here ook. Hoe hy baie keer dodelik siek is, tot op die kansel opstap. En dan is daar nie 'n sweempie van siekte nie, tot ek klaar amen sê. En ek het in my eie bediening presies dieselfde ervaar. Julle is 'n krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. En is in daai krag wat ons dit doen, en daai krag wat ons vorentoe gaan, is in daai krag wat ons beweeg. Maar die ding is om gehoorsaam te wees aan die Here. Ons het partykeer hardkoppige hardloop ons in dinge in waar ek nie hoort nie. En dan dink ek die Here het my gedrop. Maar ek moes nie daar gewees het nie. Ons het die Gees van God so nodig op so elke deeltjie van die terrein van my lewe. Maar as jy ooit wonder, maar Here, kan ek dit doen? As hy jou die opdrag gee, is die vermoë daar. Hoekom? Want hy is in jou. In sy volle drie-eenheid. En ons praat van 'n almagtige God. En hy doen hierdie dinge. En die voorbeeld wat hy vir ons gegee het was die disippels en die latere apostels genoem is, wie is hulle? Wie is hierdie groot manne van God? Ongeletterde vissermanne. En God gebruik die eenvoudiges om vir die wêreld te wys dat dit hulle is. En toe hulle eerste keer voor die Joodse raad staan, hierdie apostels, toe was almal van hulle verstom oor hierdie vissermanne se insig. En hierdie woord en in die leer. Waar kom dit vandaan? Dis die krag van die Heilige Gees. Maar hierdie krag wat ons is 'n krag wat my lewe in besit moet neem. Totaal. Radikaal, sentraal, totaal. God kan nie beperk word, gemarginaliseer word tot 'n deel van my lewe nie. Dis die vleeslike Christen wat ons oor gepraat het. Dis die Christen wat God op sy terme, op sy manier wil dink, volgens sy eie intellek.
Dis die hartseerste deel van mense, binne die kerkbanke, binne die grense van die kerk, op pad na ewige verdoemenis toe. Het al die kennis van die dinge, maar het nie die persoon van Christus ooit in sy lewe nie. As hy sê, julle sal krag van die Gees ontvang, dan is dit net vir oomblikke wat jy nodig het. In die Ou Testament het die Heilige Gees by oomblikke gekom op sekere van die profete en sekere van die manne, dan sou hy weg. Maar toe die Here Jesus sterwe en hy sê, ek stuur my Gees aan julle, is dit blywend. Hy bly hier en hy neem jou totaal in besit. Elke deel van jou lewe. So as hy hier sê, word vervul met die Heilige Gees, dan praat hy daarvan dat ek moet vol raak van die Heilige Gees in elke stukkie van my lewe. En naarmate ek 'n pad saam met die Here stap, kom die oorgawe stelselmatig. Ek het al vir julle verduidelik hoe dit is en ek gaan dit net vinnig weer doen. Toe jy tot bekering gekom het, jy met jou wedergeboorte, die Here by die deur gestaan soos Openbaring van sê en hy klop. En ek laat hom inkom, en hy kom in my eerste voorkamer in, en hy kom in die sitkamer, en ek laat hom toe in die sitkamer, en met oorgawe laat ek hom toe in die kombuis, en dan laat ek hom toe in die TV-kamer, ek laat hom toe in my slaapkamer, ek laat hom toe in my diepste dele, in my kaste in my kamer. Maar jy sien, dis nie meer my huis nie, dis sy huis. En ek gee die sleutel stelmatig, deeltjie vir hom. Word vervul met die Heilige Gees in elke aspek van jou lewe, elke deel van jou lewe, die manier hoe ek optree by die werk, die manier hoe ek dink oor my werk, hoe ek praat met mense, hoe ek dink oor mense. Daar's nie 'n stukkie in 'n terrein in my lewe wat nie op die terrein van die Gees is nie. Die vleeslike Christen beperk hom tot dele van sy lewe. Ek sal in die oggend my stilte tyd hou, ek sal Sondag kerk toe kom. Maar die res van die tyd is daar niks van die Here nie. Ek herinner julle wat die Here gesê het, ek is 'n jaloerse God. Toe hy die wet vir ons gee, Eksodus 20. Ek is onverdeelde trou aan my. Jy sien, jy kan God dien op jou terme, maar hy aanvaar op sy terme. En dis waar 'n groot verskil kom in die wêreld. Dis waar die ontnigtering kom van Here, ek het vir u gepreek en ek het duiwels uitgeraak en Here sê ek ken jou nie. Want hulle het gedien op sy terme, maar hy aanvaar op sy terme, op sy manier. Maar die Gees wat hy ons gee is die krag van God. En dis die volheid krag van God in elke deel van ons lewe. Dis 'n ewigdurende krag. Hy het gesê sy laaste woorde in Matteus, onthou ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Daar is nie 'n oomblik dat die Gees nie by jou is nie met jou is nie. Ek herhaal weer wat ek in die week gesê het. Jy is nooit, 'n kind van die Here is nooit alleen nie. Emosie is net 'n gevoel, daai van eensaamheid. Is dit waar? Dis nie waar nie. Nie vir 'n kind van die Here nie, want ek is by jou al die dae tot die einde. En daarvan kan myself vergewis as ek begin eensaam voel en die leen van die eensaamheid wil koop. U is by my, u het gesê, ek is vol van u. Ek herhaal weer eens en ek vat maar net saam. Dis 'n geestelike krag. Hierdie krag wat van bo af kom my gegee word, is 'n intellektuele krag nie, dis nie 'n emosionele krag nie, maar is 'n geestelike krag. Dis God se Gees wat werk in my gees en wat in die diepste van my wese verandering bring. God se diepste in my diepste. Daarom die opdrag ook, wees vervul, word vervul met die Heilige Gees, want die Heilige Gees moet my gees nuut maak. My gees moet verander. Ek moet uit my fondasie verander word. Dis nie 'n kosmetiese verandering nie. Die siening van myself, wie en wat ek is. My siening van sonde en die sonde in my lewe. Die siening van God, sy woord en 'n verhouding van hom. Jy sien, al hierdie dinge word aangetast deur die Gees. My siening van mense rondom my. Ons vat nou Handelinge 1 vers 8 wat ons sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor u kom en julle sal my getuies wees. Daar's 'n direkte korrelasie teen die krag in my lewe en my siening van mense rondom my. Ek sal getuie wees. Ek sal gelowiges opbou of ek sal vir die wêreld getuig.
en probeer oortuig van wie Christus is. Hierdie Gees werk in my dat my siening oor myself en my doel en my sin in my lewe totaal verander. My toekoms, waarheen ek op pad is anders as die wêreld. Jy sien in sy koor is die Christen totaal anders as die wêreldse mens. Hoekom? Want sy Gees het my gees vernuwe, verander, soos hy. As jy ons 'n persoon dissekteer, dan is die vraag wat ons op die luister gee en die antwoorde wat ons gee anders as wat die wêreld ooit sal gee. En dit alles sentreer rondom 'n persoon van ons Here Jesus Christus. Ek herinner die krag wat hy sê, julle sal ontvang as die Gees oor julle kom, is nie net 'n geestelike krag nie, maar dis ook permanent. Dis nie tydelik vir ons gegee nie, dis altyd daar. Kind van die Here, as jy in die Here behoort het, en selfs al sou ek my rug op hom draai, hy gaan nooit weg nie. Ons is partykeer ontrou. Hy bly getrou. En hy Gees wat jou die eerste keer teruggebring het, sal jou weer terugbring. Ek het al gesien hoe kinders van die Here hulle rug op die Here draai. Dit is altyd hartseer, maar ek los hulle gewoonlik, want ek weet dit is nodig. Ek het al geleer om nie te vinnig in te gryp nie. Hulle het nodig, soos die verlore seun, om weet by die varke in die varkhok te kom. God bring ons altyd terug, ons is nooit alleen nie. Wat hy gee is permanent, ek behoort aan hom. En ek kry baie rus en vrede daarin, vir my ook, want selfs nou nog tuis dat die duiwel my, want sê nou jy gaan jou geloof opgee, sê nou jy raak moeg en vir al die dinge, jy draai net jou rug op die Here. Ek herinner my, dis net alleen en dis net 'n emosie. Hy is by my, al die dae tot die einde. Die werk wat u begin het, sal u klaarmaak, en daaraan hou ek vas. Nou wil ek die samevatting van die week vat, bietjie na 'n persoonlike punt toe ook. Die antwoord op die vraag wat ons hier het, en die opdrag wat ons het. Die opdrag is, word vervul met die Heilige Gees. Hoe doen ek dit? Wat moet ek alles doen? Ek kan soos die ryk jong man kom en vir die Here kom vra, wat moet ek doen om gered te word? Was 'n baie goeie vraag, is net jammer dat hy gekom met voorgestelde idees. Dis 'n goeie vraag vir 'n kind van die Here om te kom en te vra, maar Here, u sê ek moet gevul word met die Heilige Gees. Ek weet nie of ek gevul is met die Gees nie. Waar begin ons? Hoe maak ons dit reg? Kom weer by die vraag terug. Glo jy kan gevul word met die Heilige Gees? Antwoord jouself daarop. As jy dit nie glo nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Kan dit nie gebeur nie, waar nie. Maar die Bybel sê dit. En die Bybel sê dat die Gees is vir elkeen van sy kinders. Sonder voorbehoud. Ongeag van wie en wat jy is. Glo jy dit? Dis die beginpunt. Van daar af kan ons verder werk. Eers om te sê, ja Here, ek kan gevul wees met u Gees. Ek moet gevul wees met u Gees, om die waarheid te sê. En dit bring my na die volgende ding toe. Voor ek vervul kan wees, wil ek vir jou die vraag vra, en dis wat ons net terugkom by die aanhaling van Tauser. Wil jy gevul word met die Heilige Gees? Ons almal wil gevul wees met die Heilige Gees, nie waar nie? Ek wil die eindproduk hê. My vraag is, wil jy gevul word met die Heilige Gees? Want nou is ons besig om te praat oor iets anderste, 'n wording, 'n pad. Om gevul te word met die Heilige Gees beteken 'n paar dinge. Het gevolge wat gereken moet word in jou lewe. Net soos bekering, en die twee kan nie van mekaar geskei word nie, want om weer gebore te word beteken om gevul te word met die Heilige Gees, om te sterwe aan myself, om te lewe vir Christus. Ons is nie besig om praat van iets anderste as wedergeboorte nie. Die Here het gesê, as jy 'n huis gaan bou,
dan moet jy gaan sit en reken of jy genoeg geld het om die huis klaar te maak, anders lag hulle vir jou. As jy in 'n oorlog betrokke raak, het jy genoeg manne, dat jou 200, daai 300 kan aanval. Is hulle sterk genoeg, is hulle goed genoeg. En hy praat hier van hierdie geestelike waarhede. Wil jy gevul word met die Heilige Gees? Wil jy 'n wedergebore mens wees? Daar is 'n prys om te betaal. Wil ek toelaat dat 'n persoon my lewe verander? My denke, my sienings, my verhoudings. Is ek bereid dat dit verander word? En dis konkreet. Ek het nou by wedergeboorte en besonder met verhoudings, en dat die vriende wat ek gehad het, was oornag weg. Ek het argitektuur geswat op daai jare, en nee, dis nie waar ek my vrou ontmoet het, dis 'n jaar later. Maar interessant genoeg in dieselfde rigting. My weghardloop was haar rigting. God is groot en goed in wat hy doen. Self hardloop ek weg. My een vriend wat saam met my geswat het, hy het gesê, ek sal sterwe vir jou. Letterlik. Tot hy hoor ek het tot bekering gekom, toe is ek dood vir hom. Net so. Is jy bereid dat hierdie persoon jou lewe verander? Jou denke, jou verhoudings, alles rondom jou. Is jy bereid om jouself onder die heerskappy van hierdie persoon te plaas? Met ander woorde, ek gee op die reg tot myself, my eie ideale, my eie ambisies, die dinge wat ek wil bereik, dat ek sterwe aan myself, en dat hierdie persoon voorop word, die belangrike in my lewe. En saam met dit, dat ek my onder sy dissipline plaas ook. Is ook 'n belangrike deel. Hy tugtig die wat hy lief het. En ek het dit nodig. En ek sê ook vir die Here, as dit nodig is, bring dit ook in my lewe. Wil ek in gehoorsaamheid lewe onder die persoon, want dis deel van onderwerping. Dat wat hy sê, dit hoor ek en dit doen ek, en my enigste wil is om te doen dit wat hy sê. Daar's implikasies daarby. My lewe in iemand anders is 'n diens. Ek het nie beheer oor die rigting van my lewe en wat dit behels nie. 'n Moeiliker een, is ek bereid dat hierdie persoon my swakhede, my sondes vir my uitwys, dit aan die lig bring en elkeen van hulle begin hanteer, dat hulle doodgemaak word in my lewe en ek totaal vrykom daarvan. Van hulle is maklik, van hulle is moeilike stryd. 'n Doodstryd praat die Bybel van, 'n stryd om lewe en dood binne in my. Het is baie lekker om vleeslike Christen te wees, want ek hoef niks van hierdie dinge te doen nie. Ek gaan 'n bietjie kerk toe, lees 'n bietjie Bybel bid en ek gaan aan my eie lewe. Maar die geesvervulde mens, die mens wat homself onder die heerskappy van die Heilige Gees plaas, is 'n mens wat weergebore is, 'n mens wat totaal anders is. Homself geplaas het onder die heerskappy, wat homself oopgooi, juis vir die werking van die Heilige Gees. U is hier om my sonde vir my te wys, in die diepste dele daar vir my, al is dit hoe pynlik. En daai sondetjies wat ek van lief is, die dit uitvat en vir my wys hoe lelik dit ook is, dat dit my later walg. Is ek bereid om 'n baie nou, enkelvoudige paadjie te stap, reg agter hom aan, my voete en my voetspore in syne. Nou kom mense sê, maar dominee, dit is om te erg, jong. As jy so preek in die kerk leegbreek, dis waar. Was nog altyd waar deur al die eeue van die kerk van Jesus Christus. Want jy sien, die weg van die kruis is nie 'n maklike weg nie. En daar is geen ander weg nie. Daar is te veel kerke in hierdie wêreld vandag wat mense in hulle vleeslike Christendom streel op pad na ewige verderf toe.
God se standaard deur die eeue het nog altyd gebly. Wees gevul met my Heilige Gees, wees vol met my, en dit behels al hierdie dinge wat ons nou net genoem het. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, as jy nie jou kruis dra en by volg nie, daar's die terme uitgelê, word gevul met my Gees. Dis my weg, sê Jesus, want ek is die weg, sê Here Jesus. My Gees, en dis wat my Gees gee, en dis wat my Gees vra. Nou as jy oor die skok van dit gekom, en dan kom ons almal die vraag, hoe moet ek dit doen? Daar moet 'n indringende begeerte wees. Here, vul my met die Gees. Ons praat nie van 'n suidelingse romantiese idee van nie, ek vra 'n strewe in die harte, 'n honger en 'n dors, daai wat ons altyd sing Psalm 42, soos 'n hert wat smag na water. Here, ek smag na U, ek smag na U teenwoordigheid, sonder dit sal ek nie kan lewe nie. Vul my met die Gees. En as kind van die Here nou nog, is dit my hartsbegeerte en ek vra dit nou nog. Vul my met die Gees, ek wil vervuld wees met die Gees in die volheid daarvan. Daar's nie 'n einde aan daai gebed nie en ek kan nie lewe sonder dit nie. Ek wil nie op 'n kansel stap, ooit. En nie ervaar dat ek in U is en by U is en nie deur my werk nie. In al die jare van bediening, en ek kan dit getuig, nie omdat ek goed of enigiets is, is net sy genade, was daar net een oomblik wat die Gees hom onttrek het aan my, terwyl ek gepreek het. Ek dink ek het al vertel, vergewe my as ek maar my herhaal, as jy lank in my kerk sit, herhaal ek myself mos maar, dis mos maar soos dit gaan. Ek was student, en ek het gepreek in die Klipkerk, en 'n prediking was nog altyd vir my belangrik, die woord van God is altyd belangrik, en terwyl ek preek, in die middel daarvan was daar 'n oomblik die Gees homself onttrek het. Niemand het dit agtergekom nie, want er was 'n klein oomblikie van stilte. Rustig hier binne, wat nou, waar nou, wat, hoe, waar is ek my, waar is my bladsy, hoe gaan aan, wat gaan aan? Absolute paniek. En toe net rustig weer, Here, ek hoor wat U sê, ek kan nie sonder U nie. En ek nog nooit sonder hom nie. Sal nooit sonder hom nie. Ek onthou, en ek het so dit geniet van een van die ou Skotse predikers, hy het net oor aan die kerk gebly, en die kerkdiens is aan die gang, en die mense sing, maar dominee is nie hier nie. En hulle sang, en hulle sang, en hulle sang, dominee is nie hier nie. Stap oor toe, hy sit in sy studeerkamer, hy op sy knieë. Dominee, ons wag vir jou, ja, ek weet. Maar ek gaan nie aanstap voor die Gees nie, met my is nie. En ek weier om jy uit te stap, sonder hom. Nodig dus om te sê dat daai 'n kragtige prediker was. Nog sy hele lewe lank. Maar hy sal net sy studeerkamer beweeg tot die Here nie beweeg nie. En weet, dis nie net vir predikers nie, dis kinders van die Here. Ek het so begeerte en ek so intense liefde vir U en ek het so intense honger na U. Vul my. Ek wil meer van U hê. Nou die Gees is 'n persoon en ek het die persoon in sy volheid. Maar die persoon het nog nie toegelaat om in sy volheid deur my te werk nie. En dit kom by die volgende deel, die leegmaak. Paulus skryf, religious contentment is the enemy of the spiritual life, always. No one ever enjoyed the cross, just as no one ever enjoyed a gallows. Daar moet nie 'n tevredenheid wees binne my nie. Dis een van die gevaarlikste dinge in ons geestelike lewe, is om te dink ek het gearriveer, of ek het en ek weet en ek ken alles. Die kind van die Here se strewe is na hom en meer van hom en alles van hom. Ons sing dit aan al die groot manne van God. Ek hoor die hart van Moses, Here, wys my U aangesig, wys my U aangesig of ek sterwe. Ek kan nie sonder U nie. Ek sing dit aan al die profete. Hierdie hinkering na hom, hierdie begeerte, vul my Here.
En hulle het nie wat ons vandag gehad het nie. Eers in die Nuwe Testament kry ons die volheid van die Gees, en het ek die voorreg om te sê, Here, vul my, en ek wil in hierdie teenwoordigheid lewe, ek wil daarin bly lewe, bewus van U. Waarom dit te doen, moet ek myself leeg maak? Ek kan hierdie glas nie vol maak, as ek hom nie eers leeg maak nie. Die probleem ons wat wil doen, is presies soos ons hierdie glas nou het. En ek het nog water. Ons wil halfvol gees en halfvol self. En dit kan nie. En dit sal nooit in die koninkryk van God nie. Ek moet myself totaal leegmaak. Sterwe aan myself. My ideale, my ambisies, my alles. My lewe neerlê. Die Gees vul nie halwe vol glase nie. Hy vra alles. En dis 'n oomblik waar ek dit begin het. Ek onthou toe ek myne gedoen het, my laaste keer toe ek vir die Here gesê het, ja Here, ek gee nou vir jy alles, en toe het ek argitektuur gelos en toe gaan studeer wat ek weet ek moes gaan doen het. Dis nie net 'n besluit nie, dit was ook 'n leegmaak. Ek hoor wat jy sê, alles is nou vir U, nie vir myself nie. Tot dan het ek nog probeer half. Daar moet 'n totale oorgawe wees. En dis 'n voortgesette proses. Hierdie oorgawe, Here, alles vir U, elke deel van U. Ek weet dat tot nou toe nog is daar dinge wat ek kan vashou, dinge wat ek nie wil oorgee nie, maar ek weet dat op die regte tyd kom die Gees en hy werk daaraan ook. Hy sê, okay, ek wil hê ons moet nou hierdie ding oorgee, hierdie ding in jou lewe doodmaak, hierdie ding in jou lewe verander. En die oorgawe dele sê, ja Here, ek onderwerp my aan die heerskappy en ek gee oor aan U. As ek nie leeg is aan myself nie, kan ek ook nie hierdie pad loop nie. Want dit is die pad van die kruis. Dit is 'n pad van vervolging, van teenkanting. So as ek my eie lewe wil hê, my eie dinge wil hê, gaan ek in elk geval nie hierdie pad kan loop nie, want ek hou nie van die opposisie nie. My vlees haat dit en ek wil 'n vleeslike mens wees. Maar as ek gesterf het met myself, dan maak dit nie saak wat die wêreld vir my sê nie. Ek weet wat die Here beloof, dit is 'n moeilike pad, maar dis die pad ek wil stap. Wil ek die ewige lewe hê? Wil ek ewig by hom wees? Daar's net een weg. Dis 'n baie smal weg, is 'n nou weg. Hierdie weg is deur die Gees. En in die Gees. Wat ek nou gesê het, kan ek sê, is baie erg. Nou is dit om te erg. Maar as ek kyk na wat ek wen, teenoor wat ek verloor, dan is dit oor en oor die moeite werd. Maar jy sê, hierdie pad van die kruis, hierdie smal weg, is die enigste pad na die hemelse stad toe. Die breë weg, die ruim huis, die gemaklike godsdiens, is nie op pad na die hemelse stad toe nie. En my hartse vrees is, dat die wat daarop is, binne die kerk, dit te laat gaan agterkom. Omdat hulle nie geluister het. Ek wil klaarmaak, vervulling met die Heilige Gees is nie ons werk nie. Oorgawe is. Daar's 'n passiewe instruksie in die gedeelte, word gevul met die Heilige Gees. As ek moet uitvertaal in my eie terme, dan sal ek dit so vertaal as ek dit dinamies ekwivalent aan die teks wil vertaal, is gee jouself oor aan die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees, of laat toe, dat die Heilige Gees jou vervul. Jy sien, in bekering in elke deel van my lewe, is dit die werk van God. Dit bly sy werk. My werk belangrik. Sonder dit gaan die Gees dit nie doen nie. As hy met jou praat oor sonde in jou lewe, en jy besluit maar ek gaan dit nie oorgee nie, raai wat? Dit gaan nooit oorgegee word nie. Jy mag dalk wees brandhout wat uit die vuur geruk is. Jy kan nog 'n kind van die Here wees.
maar dit gaan 'n mislukte kind van die Here wees. Nooit bruikbaar in die hande van die koninkryk nie. Korintiërs sê dat as jy bruikbaar wil wees, moet ek gereinig wees van alle kwaad. My werk is om te weet, maar Here, U wil hê ek moet gevul wees met die Gees, en hier is ek. Ek glo ek kan gevul wees. Ek het die begeerte om gevul te wees. As jy dit nie het nie, bid dit. Vra dit, smeek dit, gee vir my hierdie begeerte. En dan glo ek dit. Vervulling met die Heilige Gees is as gevolg van ons oorgawe aan Christus en ons verhouding met hom. Dit loop nooit apart nie. Daar's ouens wat vir jou wil leer en baie verkeerdelik wil leer dat jy kan 'n kind van die Here word, maar jy word eers gevul met die Heilige Gees as jy gedoop word of iets anders met jou gebeur. Jy sien, hulle kyk na die Bybel en lees baie oppervlakkig oor die Bybel, sonder enig begrip van wat daar aangaan. Hulle sien in die Ou Testament dat daai manne is gedoop en die Gees ontvang. En hulle dink dat dis die patroon wat vorentoe hoor en hulle sien nie wat die Here doen nie. Dis 'n nuwe bedeling van die Gees wat aangekondig word. En is duidelik aangekondig ook. Maar as jy kyk na die ouer briewe, dan sien maar dit word nie meer toegepas nie. Hoekom? Die leer is klaar ingestel, ons is in die bedeling van die Gees. En as jy tot bekering kom, het ek die Gees van God. Die doop is nie die betekenis in die vervulling van die Heilige Gees nie. Die doop is 'n teken van my oorgawe aan die Heilige Gees. Dis heeltemal iets anderste. Iewers langs die pad het dit totaal verlore ook geraak. Nee, as ek vervul is met die Gees en moet ek wandel in die Gees. Hoe doen ek dit? En die antwoorde ken julle baie goed. Maar ek moet dit weer onderstreep. Ek lewe in hierdie woord van God. Daarom sing jy dit teen die muur opstaan en ons herinner mekaar daaraan. Ons leef hierdie woord. God is die Gees van die waarheid. En ons leef in hierdie waarheid. Ons is nie net hoorders van hierdie woord nie. Ons is mense wat hierdie woord lewe. Die Here praat en my lewe waarneem. My pad is in hierdie woord en soos die Gees dit vir my uitlê. Ek glo dit wat hy geskrywe staan in die volheid daarvan, die hele inspirasie. Wat gaan saam met geloof? Wat is die woord? Geloofsaamheid. Geloof en gehoorsaamheid. En dan 'n derde enetjie. Moet die samekomste van die medegelowiges van haar weg bly. Hebreërs, soos party van julle slegte gewoonte het nie. Ek het die Gees van God, jy die Gees van God. En die kerk bestaan uit mense wat gevul is met die Gees van God en waar ons by mekaar is God teenwoordig. Ons bou mekaar, ons inspireer mekaar, ons leer vir mekaar. Iewers langs die pad in die kerkgeskiedenis het daar 'n wanbegrip gekom en dat die Gees van my af moet beweeg na julle almal toe. Julle sit en leer en neem alles in. Lering is een aspek van geloofslewe, 'n klein deel. Daar is baie meer rondom dit. En daarom die Gees ons aan mekaar gegee om mekaar te leer, tereg te wys, by te staan, te inspireer, al hierdie dinge. Daarom bemoedig het aan om in selgroepe te wees. Dit is deel van 'n geesbeheerste lewe, om te deel met medegelowiges in die dinge van die Here, as ek wil staande bly. Dit is baie moeilik om 1 uur in 'n week saam met gelowiges die Gees te ervaar en dan in 'n droë woestyn ingestuur te word vir 'n week lank. Dit is baie makliker as ek langs die pad medegelowiges ook die Gees van God het, om hulle by hulle uit te kom en te ondersteun, om 'n gebedsvriend, vriendin te hê, saam met wie ek kan bid en kan intree, om 'n selgroep te hê, waar ons oor die dinge kan praat. Dan begin ek snap wat koninkryk van God begin beteken. Waaroor dit alles gaan. So nodig soos julle my het, so nodig dit ek vir julle. Ons is liggaam van God, waarvan hy die hoof is.
Elkeen het 'n afsonderlike genadegawe van die Gees ontvang. Vir wie is dit? Vir mekaar. Jou genadegawe is nooit vir jou nie, en is nooit bedoel om buite die kerk te gebruik te word nie. Jou genadegawe kan net hier vloei. Word gevul met die Gees. Hoekom moet ek gevul word? Want ek moet uitgee. Dit gaan nie oor 'n selfgenoegsaamheid. Die vervulling is nie dat hierdie glas is vol en nou is ek tevrede, die glas is vol nie. Ek wil gevul word dat die glas oorloop. En dat die wat rondom my dit sal ervaar. Ek hulle sin en hulle my. Dan begin ons 'n geesvervulde gemeente raak, soos God dit bedoel het. En Vader, ek vra dat dit so sal wees ook. Dat ons nooit tevrede sal wees in ons Christendom, dat dit wel met my siel is nie. Ek weet, dan moet die rooi ligte aangaan, daar is groot fout. Ek weet dat elkeen wat hier sit, 'n onvergenoegbare drang sal hê, Here, aan U, meer van U Gees in my lewe, in elke terrein van my lewe, ook in besonder daar waar ek môre in die wêreld beweeg, en tussen die ongelowiges en die duisternis, het ek U nie nodig nie, Here. Ek het U nodig, nie net om staande te bly nie, ek het U krag nodig, om 'n lig te wees daar, om 'n lig te bly wees daar. Maar Here, ek kan dit nie gee, wat ek nie van U af ontvang het nie. En daarom soek ons U, o God, en dors ons na U, o God, met alles wat in ons is. En dankie dat dit nie leë beloftes of soeke is nie, dat U dit wel doen. En is my hartsbegeerte, Here, dat elkeen wat hier voor my sit, uit ervaring sal kan praat, dat hulle weet wat dit is, om in die Gees te wandel, dat die Gees met hulle praat, en U met hom, dat dit 'n lewende verhouding is. Ek bid dat dit nie een is wat wie dit verby sal gaan en nie sal weet waarvan ons hier praat nie. En die wat nie het nie, vanoggend net hulle self aan U sal oorgee, en kom vul hulle ook. Laat hulle U grootheid, U goedheid en U nabyheid ervaar. Dankie vir U Gees. Dankie vir U krag. Dankie vir die dinge wat U hierdie week weer aan ons herinner het. En mag dit vir ons altyd naby aan ons bly. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.